Ek heet u welkom by Fokus nommer 5. Dis die 5de gedeelte van ons Pinksterreeks 2026 vir die NG Kerk van Karasburg. Glo en vertrou jy ook dat jy in hierdie laaste sessie, wat 'n bietjie langer is as die ander, tog ook redelik goeie leiding van die Here af sal kry rondom hoe Openbaring vir ons ook hoop bring in die tyd waarin ons leef. Maar voordat ons daarmee verder gaan, kom ons bid net eers saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike reeks van u woord wat u vir ons agtergelaat het. Ook juis deur Openbaring om vir ons daardeur te wys hoe u na ons omsien. Om daardeur vir ons te wys dat u die almagtige God is. Om daardeur vir ons te wys dat u die oorwinnaar is. Maar ook te bemoedig en ons te herinner dat u kom eendag weer terug. Daarom loof ons u en eer ons u ook deur hierdie boodskap. In die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Nou, hierdie reeks is natuurlik net 'n oorsigtelike reeks van Openbaring. Ons het glad nie genoeg tyd om werklik in diepte in te gaan met dit nie. Maar ek glo en vertrou dat dit tog ook vir u baie nuttig is sover met hierdie reeks wat ons vanaand dan ook afsluit. En soos ek elke aand gesê het, Openbaring is een van die mees interessantste boeke in die Bybel, maar ook baie keer een van die mees misverstaande boeke in die Bybel. En dit het baie te doen met ons verstaan van die woord eindtyd. Maar ook juis omdat die boek vol metafore is, wat die betekenis van dit wat geskryf word vir ons moeilik maak om te verstaan of te interpreteer baie keer. Wat eintlik jammer is, want dit is 'n baie goeie boek wat juis aan die einde van die Bybel geplaas word, wat vir ons hoop bring in hierdie eindtyd waarin ons nou leef. En ek sê ons leef in die eindtyd, want die eindtyd het al begin met Jesus Christus se eerste koms en dit gaan tot 'n einde kom met Jesus se tweede koms. En dit is hoe ons die eindtyd moet verstaan. So wanneer ons die oordeele wat God vel oor die aarde met ander woorde raak lees in Openbaring, dan moet ons verstaan dit is goeders wat al reeds in werking is. En ons hoef nie ver te gaan soek om dit te sien nie. Ons kyk maar net na die wêreld en ons sien dit alles raak. So Openbaring het nie ten doel om vir ons te kom waarsku van 'n eindtyd wat op pad is nie. Nee, Openbaring het ten doel om vir ons terwyl ons juis in hierdie eindtyd alreeds leef, waar ons teenstand en verdrukking en vervolging ervaar, om vir ons hoop te kom gee deur ons te herinner aan die oorwinning wat aan Jesus behoort en natuurlik die feit dat hy regeer en ons beskerm. En Openbaring doen dit dan in twee dele. Die eerste gedeelte gaan oor ons fisiese realiteit waar die kerk teenwoordig is en getuies is, en dit wat ons hier ervaar. En dan in die tweede gedeelte trek Openbaring die gordyn oop op hierdie onsigbare geestelike werklikheid van die lewe wat ons as God se mense dan ook in leef. Hierdie gedeelte verduidelik dat daar agter die skerms 'n geestelike oorlog is wat aan die gang is. Maar danksy Openbaring weet ons egter dat die uitslag is klaar bepaal van hierdie geestelike oorlog, naamlik dat Jesus Christus is die oorwinnaar. En daarna kom ons dan by die goeie nuus dat Jesus kom weer terug. Maandag het ons dan na die eerste 3 hoofstukke gaan kyk wat gegaan het oor Jesus wat homself openbaar en spesifiek dan aan die 7 gemeentes. En daar het hy ons ingelig dat hy weer gaan terugkom en dat ons daarom in hierdie eindtyd getrou moet bly. Nie moet terugsak nie, nie moet val of wat ook al nie, maar dat ons juis gefokus moet bly op ons verhouding met hom. Dinsdag aand het ons gehoor dat Jesus die opperheerser is oor alles en almal en dat hy dan ook die agenda wat God het vir die heelal in werking stel, omdat hy waardig is om dit te doen. En dan deur die oopmaak van die eerste 6 seels, deur Jesus het God se oordeel dan juis oor die eindtyd uitgegaan, waarin ons nou leef. Maar ons is ook bemoedig in daai gedeelte, deurdat God dit baie duidelik gemaak het dat hy na sy mense omsien, hier op die aarde en in die hemel. En dan Woensdag aand het ons gehoor dat ons gebede wat ons bid, het 'n baie groot impak op die dinge wat in hierdie eindtyd gebeur. Ook die eerste 6 trompette het bygedra tot die oordeel wat oor die aarde is en dan veral ook juis oor die ongelowiges. Ons het egter ook gehoor dat die kerk 'n baie belangrike opdrag gegee is om in hierdie eindtyd waarin ons leef te getuig van die evangelie aan die een kant, maar ook oor die oordeel van God. En dan die vorige aand se gedeelte het dan afgesluit met 'n bemoediging
deur ons te herinner aan die 7de trompet, wat verklaar dat die koninkryk van God dan aangekondig word en dan sigbaar gaan word. Gisteraand het ons gesien dat God sy kerk beskerm teen die aanslae van die bose, hier op die aarde en ook in die hemel. En ook dat die bose in 'n poging om God na te boots, hulle eie bose driemanskap het, wat die ongelowige mens op die aarde mislei om vir Satan te aanbid. En dat ons moet verstaan dat dit is waar van elke generasie wat leef al in hierdie eindtyd. Ons hoef nie na 'n spesifieke persoon te gaan soek noodwendig in die 2000 jaar van sy eindtyd nie, daar is altyd so 'n iemand. Wat die anti-kris is, daar is altyd so iemand wat die valse profeet is. Maar ons het ook bewus geraak van die oes wat aan die gang is in die wêreld, waar gelowiges hemel toe gaan en die ongelowiges dan die straf van vuur en swaap kry. So vanaand kyk ons dan na die hoofstukke 15 tot 22. Dis die laaste hoofstukke van Openbaring en die fokus vir hierdie paar hoofstukke is die oorwinning en dan die nuwe hemel en die nuwe aarde wat kom. Nou hoofstuk 15 moet ons weet dat die oordeel onafwendbaar gaan aanbreek. Daar's geen twyfel met ander woorde daaraan nie. Dit is hoofstuk 15 vers 5 tot 8. Is 'n kort inleiding op die finale oordeel waarin die 7 goue bakke gloeiende kole van God se finale toorn dan op die aarde uitgegooi word. En hierdie 7 bakke met oordeele word as 7 plaae geteken wat God se oordeel voltooi, wat ook Babylon, dis natuurlik Rome, se vernietiging insluit. En dan die 7 engele het uit die tent van die getuienis gekom. Hulle die woord of die woord getuienis in die oorspronklike Grieks verwys na die kliptafels van die wet wat in die ark in die tabernakel geplaas is en God se wil vir die lewe uitgespel het. Dis nou natuurlik die aanleiding van Levitikus 16 vers 13. So die engele kom dus uit God se teenwoordigheid uit te voorskyn en volledig in lyn met sy geopenbaarde wil om die oordeel uit te deel. 'n Mens moet ook hier in die ongetwyfelde verband tussen die wet van Moses op aarde en die wet van God in die hemel met ander woorde raak sien. En ek dink dit is hoekom Jesus ons ook juis leer bid, mag u wil geskied hier op die aarde net soos in die hemel. En dan hoofstuk 16 tot 18 moet ons raak sien hoe God se oordeel in hierdie 7 bakke die hele kosmos gaan tref en dan Babylon wat die sentrum is van die politieke, ekonomiese, godsdienstige teenstand dit dan sal vernietig. Nou, hoofstuk 16 vertel vir ons van nog 7 bakke, wat nog oordeel oor die wêreld uitspreek. So ons het die eerste 7 seels gehad, toe die 7 trompette en nou die 7 bakke. God se 7 bakke van oordeel vernietig vir Babylon. Dis dan Openbaring 16. Nou die eerste bak bring kwaadaardige en bose swere op die aarde en dit tref die mense wat deur die bose driemanskap verlei is. En dit laat dink ons baie aan die siektes wat daar met ander woorde aan die wêreld in die omgang is. En dit kom ooreen met die 6ste plaag van die swere in Egipte en dit kom ooreen met die eerste trompet wat ook die aarde getref het in Openbaring 8 vers 7. Nou die tweede bak gooi bloed soos van 'n lijk oor die see uit en tref al die lewende wesens in die see. Dit kom ooreen weer met die eerste plaag, die Nyl wat in bloed verander het, en dit kom ooreen met die tweede trompet wat ook die see getref het. Maar dit laat dink ons maar net hoe die sonde selfs 'n invloed het ook op die oseane van die wêreld. Die derde bak verander die vars water dan ook in bloed. Die 2 engele verklaar dat dit God se regverdigheid en betroubaarheid bevestig. Bloed in die drinkwater, maar ook vir bloed van die heiliges en die profete wat vergeld word. Dit kom ooreen weer met die eerste plaag, dieselfde met die Nyl wat in bloed verander het, maar dit kom ook verder ooreen met die derde trompet wat die vars water getref het in Openbaring 8. Die vierde bak bring 'n versingende hitte van die son wat die mense geskroei het en tog het hulle voortgegaan om ten spyte daarvan nog steeds God te belaster sonder om tot bekering te kom. En dit laat dink ons ook spesifiek aan die verwoesting rondom die natuur, se klimaat en alles wat daarmee saamgaan. En dit kom nie ooreen met 'n spesifieke plaag in Egipte nie, maar wel met die 4de trompet van Openbaring 8. Die 5de bak bring weer duisternis vir die dier, die anti-kris, dit is die dier uit die see uit volgens vers 13, waar net die dier as 'n dier beskryf word en die dier uit die aarde as 'n valse profeet aangedui word. En dan ook ondraaglike pyn vir die mensdom.
En ten spyte van die feit dat hulle dit ervaar, kom hulle nogtans nie tot bekering nie. En dit kom ooreen met die 9de plaag in Egipte, die duisternis, soos die 5de trompet die duisternis van die boosheid oor die aarde losgelaat het in Openbaring 9, word duisternis nou ook deur hierdie bak oor die koninkryk van die dier gebring. En ons sien hierdie duisternis aan die werk in die wêreld, en ten spyte van die feit dat die mense in hierdie duisternis lewe, verblind dit hulle eerder en kom hulle nog steeds nie tot inkeer nie. En dan die 6de bak droog die water van die Eufraatrivier op in voorbereiding vir die oorlog by Armageddon deur die besete konings van die hele bewoonde wêreld, wat deur die 3 demoniese geeste, hulle lyk soos paddas, van die bose driemanskap daar bymekaar gebring word op die groot dag van God, die Almagtige. So die gelowiges word tussendeur gewaarsku, met ander woorde, om gereed te wees vir hierdie dag, omdat dit jou onverwoeds gaan betrap. Dit kom ooreen ook met die tweede plaag in Egipte, die paddas, sowel as met die oorlog wat die 6de trompet dan omketen het in Openbaring 9. Maar dit word met ander woorde vir ons gegee om onsself voor te berei dat oor is al eendag moet ons besef Jesus gaan weer kom. Die 7de bak word in die lug uitgegooi en dit handel die oordeel dan af met hierdie geweldige donderstorm met haal en weerlig en op die koop toe 'n vernietigende aardbewing wat die groot stad Babylon, dit is met ander woorde Rome, in een laat tuimel en dan die aarde gelyk vee. Selfs die eilande en die berge verdwyn soos wat alles gelyk gemaak word met die grond. Maar selfs al kom hierdie magte tot 'n val in die wêreld, kom die mense en laster hulle nog steeds eerder vir God en kom hulle nie tot inkeer nie. Nou die volgende 2 hoofstukke, hoofstuk 17 en 18, brei dan nou verder uit oor die oordeel van God op Babylon. Onthou dat die gelowiges aan wie Johannes skryf, gaan op daai oomblik gebuk onder die Romeinse ryk wat hulle vervolg het en verdruk het. So hierdie gedeelte wil dus aan hulle bemoediging en hoop bring dat dit wat hulle nou ervaar verby sal gaan. Hulle sal beskerm word deur dit en die bose sal geoordeel word uiteindelik. En dit bring ons dan by die prostituut, Babylon. Hoofstuk 17 word in 2 dele opgedeel. Die eerste deel, vers 1 tot 6, skets die prostituut Babylon in grafiese detail, en dan die tweede deel, vers 7 tot 18, lê die eerste deel se betekenis uit. Amper soos wat Jesus gedoen het met die gelykenis van die saaiër. Hy het eers die gelykenis vertel en dan die verklaring daarvan in Matteus 13. En dan hoofstuk 18 tot 19 vers 4 handel weer oor haar vernietiging. Nou die eerste prentjie wat vir ons van Babylon, dit wil sê met ander woorde van Rome geteken word, is die van 'n prostituut. En die Griekse woord is pornei. En ek dink julle kan hoor waar ons woord pornografie met ander woorde vandaan kom. Dit kom van 'n prostituut af. En dit word vir ons geteken van hierdie prostituut wat by baie waters bly en met die konings van die aarde onsedelik verkeer en 'n groot bedwellende effek op die mensdom het. Met ander woorde, dit is hierdie politieke mag wat in enige eeu of enige generasie met ander woorde die wêreld beheer as ware en 'n groot impak het teen die Christendom. En dan in die tweede prentjie sit sy kleurryk op 'n godlasterlike helderrooi dier met 7 koppe en 10 horings in die woestyn. Nie net word sy as 'n fundamenteel onrein en onsedelik geteken nie, maar sy rig ook 'n groot verwoesting aan onder die gelowiges. Sy is dronk van die bloed van die heilige getuies van Jesus. So daar is altyd hierdie groep mag in die wêreld wat die Christene vervolg. En Babylon staan vir die rebelse anti-Christelike beskawing sedert die eerste voorkoms daarvan met die bou van die toring van Babel in Genesis 11. Hulle opstand en weerstand teen God neem toe, en dit neem net toe ten spyte van die toring van God wat met pla van die 7 trompette en die 7 bakke op hulle uitgegooi is. En daarom was die 7de bak eintlik nie soseer 'n plaag nie, eerder as 'n aankondiging van die finale oordeel oor almal wat teen God in opstand is. Nou die dier waarop sy sit, dis die anti-kris. Nou die anti-kris word spotterderwys vergelyk met Christus. Anders as Christus wat is en wat was en wat kom, is die anti-kris een wat was, maar wat nie meer is nie en weer wel sal kom, maar dan onder sal gaan. Soos hy kom later weer, maar met die doel om dan ten onder te gaan. Sy ondergang sal die hele wêreld eintlik verras. En sy 7 koppe van die dier is aan die een kant letterlik die 7 berge van Rome, het sy werklik of simbolies bedoel,
Maar dit word egter ook as 7 konings beskryf, wat nie op enige sinvolle wyse eintlik met keisers verbind kan word van Rome nie. En daarom staan dit moontlik eintlik vir die 5 groot koninkryke wat die Romeinse ryk vooraf gegaan het, naamlik die ou Babilonië, die Assirië, Nuwe Babilonië, Medië, Perse en dan die Grieke. Die Romeine is uiteraard dan die 6ste een en die ander een moet nog kom. Hoe mense ook al daaroor dink, die 7 koppe staan vir die politiese mag wat Rome en enige ander koninkryke uitgeoefen het en wat wel ergens dan tot niet sal gaan. En dit is waar ook vir enige politieke mag vandag. En dan die 10 horings staan ook vir die 10 konings wat aanvanklik deel van die Romeinse ryk was, maar dan in opstand kom en hulle eie politiese mag vestig. Dit dui op die onderlinge verdeeldheid wat daar in die magsuitoefening reg deur die wêreld tussen heersers sal wees. Waarin hulle wel verenig is in hulle teenstand teen God. So hulle span dan saam teen die lam van God, maar hulle word deur hom oorwin. Saam met hom is die wat geroep en uitgekies en getrou is, met ander woorde sy kerk, sy mense. Nou die waters is ook 'n simbool van die volke, menigtes, nasies en tale wat in die proses sal lei, soos Johannes dit self dan ook uitlê. Soos dit telkens ook in die wêreld gaan, draai die konings egter uiteindelik dan teen Babylon en stroop haar van haar mag en praal. So totdat God dan ook hulle heerskappy aan 'n einde kom maak. Daar's altyd hierdie op mekaar trappery en teen mekaar draai in die wêreld aan die gang. Jy dink jy's in beheer en dan kom die ander en draai teen jou. Maar elkeen sal ondergaan. Maar die oordeel van Babylon bring dan bevryding vir die kerk. Dit is Openbaring 18 vers 1 tot 19 vers 4. Nou hoofstuk 18 gee 'n uitbreiding van God se oordeel oor Babylon of Rome dan. En dit word dan gedoen teen die agtergrond van die profetiese uitsprake oor die val van Babylon en ander koninkryke. Soos wat ons dit kry in Jesaja 13, Jeremia 50 tot 51 en Jesegiel 26 tot 28. Nou in die eerste plek is daar hierdie helder skynende engel wat met volmag dan aankondig dat Babylon se val gaan kom. Dis 'n sterk en 'n helder skynende engel wat Babylon se val aankondig met die volmag van die troon, met ander woorde van God af, omdat Babylon 'n demoniese skuilplek is vir alles wat onrein is. Alles wat onrein geword het en omdat sy die nasies, die konings en die handelaars van die wêreld tot afgoderry en onsedelikheid mislei het. Die oersondes wat reg deur die skrif afgewys word natuurlik. So Babylon se invloed was destruktief oor 'n wye gebied, die gemeenskapslewe, die politieke lewe sowel as ekonomiese lewe. En daaruit kom daar 'n waarskuwing aan die gelowiges om Babylon te vermy. En hier is hierdie ander stem, waarskynlik die van God self af of dalk van die lam af, wat dan die gelowiges waarsku om niks met Babylon te doen te hê nie, sodat ons nie sal ly onder die pla van die oordeel wat dan oor haar uitgegiet word nie. En dit is hoe ons ook weet, ons word aangemoedig om in hierdie eindtyd onsself rein te hou, weg van die verleidinge, sondige dinge van die wêreld af. Ons kan nie met dit leef nie, anders gaan dieselfde oordeel ons ook tref. En dan wanneer sy vernietig word, dan kom die konings van die aarde en hulle treur oor Babylon. Die oordeel oor die politieke, die ekonomiese en godsdienstige mag van Babylon verstom hierdie konings van die aarde. Hulle het met haar onsedelik omgegaan, haar uitspattighede geniet, maar hulle treur nou en rou nou oor haar afgryslike pyn en vernietiging. Selfs handelaars van die aarde treur oor Babylon, vers 11 tot 17. Maar soos 'n mens ook sou verwag, veral ook die effek op die uitgebreide voordeel wat hulle self uit haar handel met haar weelde en leksede kon trek. Dit is eintlik waaroor hulle treur. En dan sien ons ook in die volgende verse, vers 18 tot 20, die skeepskapteins, die matrose, die passasiers wat aan hierdie luukse ekonomie deelgeneem het en daaruit voordeel getrek het. Hulle treur ook oor haar lot wat so vinnig en onverwags van oordeel na oordeel verander het. Of van voordeel na oordeel verander het. En dan 'n sterk engel voltooi dan die oordeel oor Babylon, vers 21 tot 24. Een van hierdie sterk engele gooi laastens 'n groot maalklip. Waarskynlik een van die maalklippe wat deur die donkies in die rond getrek is om meel te maal. Gooi dit in die see as 'n simbool daarvan dat die groot stad Babylon neergegooi sal word en sal verdwyn soos 'n klip in die see.
En daarmee is alle lewe uit haar uitgepers. Geen musiekspelers, geen werkers, geen produkte, geen beduidenis van lewe, geen vreugde van menslike gemeenskap sal ooit weer in haar gehoor of gesien word nie. En dit is vandag so. Die Romeinse ryk bestaan glad nie meer nie. Maar die rede vir haar oordeel word dan uitgespel. Sy was die setel van die magtige sakelei van die aarde. Maar sy het die profete, dis nou God se verteenwoordigers, en die heiliges, dis nou God se mense, het sy uitgewis en sommer op die koop toe 'n hele spul ander doodgewone mense op die aarde net van kant gemaak, en daarvoor word sy gestraf. En dan kom ons nou by die eerste 5 verse van hoofstuk 19. Dit dek die tafel vir die 7de uitvloeisel van hierdie oordeelsaankondiging, naamlik die 3 halleluja's van hoofstuk 19 vers 1 tot 5, waarna die bruilof van die lam sal aanbreek, juis met die kinders van God wat deur die politiese en ekonomiese sisteme van die wêreld verguis is. En hierdie lied herinner sterk ook dan aan die soortgelyke loflied in die hemelse erediens waarvan ons in hoofstuk 4 tot 5 lees. Dis 'n groot skare in die hemel wat besig is om God se regverdige verbreeking van die mag van die groot prostituut Babylon en al sy historiese verskynings te besing. En dan met 2 groot haleluja's beklemtoon hulle die verlossende oordeel van God, waarna daar ook nog 'n haleluja weer klink van die 24 ouderlinge en dan die 4 lewende wesens, wat die verteenwoordigers is van God in die skepping, sowel as van die skepping se verteenwoordiging by God. Dit alles terwyl hulle God aanbid. En in hoofstuk 19 juig ons saam met alle gelowiges oor die bruilofsfees van die lam wat sal aanbreek en die vernietiging van die anti-kris en die valse profeet sal beteken. Hoofstuk 19 kondig dan met ander woorde die volgende gebeurtenisse aan. Ten eerste die bruilofsfees van die lam van God, waarmee hy volle koningskap opneem en dan sy vrou, die kerk, haar gereed maak om met hom verenig te word. En dan ook in die tweede plek die woord van God op sy wit perd, wat nie net regverdig sal oordeel nie, maar met die leers van die hemel 2 van die bose driemanskap, dis nou die anti-kris en die valse profeet, en al hulle magte gaan uitwis. Die draak se uitwissing kom in die volgende hoofstuk. So die woord van God op sy wit perd oordeel regverdig. Dis Openbaring 19 vers 11 tot 21. Jesus Christus word in die volgende gedeelte voorgestel met 4 beskrywings wat ons baie herinner aan Openbaring 1. In sy rol as beide die regter wat regverdig oordeel, maar ook as die generaal wat met die swaard van sy mond die oorlog teen die bose aanvoer. Sy karakter word beskryf as een wat getrou is, as met ander woorde as die getroue, en ook een wat die waarheid liefhet, met ander woorde die betroubare. En hy het 'n ontzagwekkende voorkoms met oë soos 'n vuurvlam en op sy kop nie net die 7 of 10 krone soos die draak of die diere die see nie, maar baie krone word beskryf. En Jesus het dan 'n 5de geskrewe naam, interessant wat niemand ken nie, behalwe hy self. Uh, dit wil sê met ander woorde, die diepte daarvan kan ons nie eers pyl nie. Maar die 6de baie bekende naam is dat dit die woord van God dan ook genoem word. Soos al reeds in die Johannes Evangelie aangetoon is in Johannes 1. En daarmee kan ons nogal identifiseer. En dat sy klere deurweek is met die bloed, verbind hom aan die vorige beeld van die wingerdoes wat ons gelees het, as die regter en die generaal wat sy oordeel uitoefen. Jesus lei dan die leers van die hemel in 'n groot oorlog op wit perde om sy heerskappy te vestig. En die word deur sy vurige oordeel dan ook juis tot stand gebring. Hy is 'n herder, sy 7de beskrywing, maar met 'n ysterstaf. 'n 8ste besondere naam is op sy kleed geskrywe, wat hom as die koning van konings en die Here van heersers dan aandui. En 'n baie besondere engel, let op dat hy by of op die son staan, kondig die vernietiging van die hele goddelose mensdom aan met die gruisame beeld van 'n oproep aan die aasvoëls van die hemel om aan die gesneuweldes in die oorlog te kom besel. So die feesmaal, wat dan die groot feesmaal van God genoem word, kom in 'n gruisame kontras met die bruilofsmaal van die lam. Aan die een kant kom die aasvoëls en hulle het 'n feesmaal op die vyande van God wat gesneuwel het, terwyl ons aan die ander kant die bruilofsmaaltyd saam met die lam van God in die hemel sal hê.
En dit lei dan tot 'n grootskaalse oorlog tussen die twee diere. Die Anti-Kris het die see en die valse profete die aarde. En dan die een wat op die perd sit met die magte, die Christus. En dan die magte van die Anti-Kris en die valse profeet, hulle word in die oorlog oorwin. Dalk is dit 'n verwysing na Armageddon. En hulle is dan lewendig in die vuurpoel met die brandende swaal gegooi. En die res van die mensdom het dan ook omgekom. En dit berei dan die weg voor vir die finale oorwinning oor die draak, die Satan. En dan hoofstuk 20 wil ons oproep om bly te wees dat die Satan geoordeel sal word en dat die 1000 jaar van vrede dan sal aanbreek en die kinders van God bekend gemaak sal word aan die wêreld. En hier vind ons die vasketting van die Satan en die 1000-jarige vrederyk. Nou, hoofstuk 20 beslaan dan ook 3 dele, net soos die vorige een. Hierso vind ons die vasketting van Satan en die 1000-jarige vrederyk, vers 1 tot 6. Vers 7 tot 10 gee vir ons die finale oorwinning oor Satan, en dan vers 11 tot 15 gee vir ons die finale wit troon, se oordeel, en dan die boek van die lewe. Nou die oorlog van die lam met die leers van die hemel teen die Anti-Kris en die valse profeet en hulle aanhangers word dan opgevolg deur die binding van die draak in die bodemlose put met 'n groot ketting. En die draak word hier as die slang van die oertyd beskryf. Die duiwel en die Satan wat deur 'n engel vir 1000 jaar vasgebind te verseël word sodat hy nie verder die nasies sou mislei nie. Met die onheilige drie, die Anti-Kris, die valse profeet en Satan dan uit die weg geruim, breek die tyd vir die mense van Christus aan om te oordeel en vir die martelare om saam met Christus dan te regeer vir 1000 jaar. Nou die vraag wat geleerdes deur die eeue baie besig gehou het, is of hierdie 1000 jaar tydperk voor die Here Jesus se wederkoms aanbreek en of dit na sy wederkoms aanbreek. En daar is basies 3 sienings wat probeer verduidelik wanneer hierdie 1000 jaar plaasvind. Maar hierdie gedeelte se uitleg is 'n uitdaging. Waarskynlik die moeilikste in die hele Openbaring. Maar die 1000 jaar tydperk, en onthou dis net 'n simboliese getal, maar steeds tog 'n beskrywing van 'n werklikheid. Dit lyk as ons na die teks self kyk na iets wat dalk na die wederkoms geplaas moet word. Na Jesus se tweede koms. As 'n mens dit so interpreteer, is die voordeel dat dit dan ook goed met Daniël 7 se beskrywing van die heerskappy van die heiliges en veral dan Daniël 12 se beskrywing van die opstanding van die dooies tot die ewige lewe, sowel as tot die ewige skande gekoördineer kan word. So die uitleg van die teks van Openbaring self moet dus uiteindelik geëer word. Daar is 'n eerste opstanding en 'n tydperk van heerskappy oor die nasies wat saam met Christus is, maar voor die finale oordeel en die vestiging van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En dit kan moeilik met die tyd waarin ons leef as ware verbind word. Dit lê dus waarskynlik nog iewers in die toekoms. So iewers gaan die magte, die 3 bose magte wat op die oomblik in die wêreld is, gaan hulle oorwin word. En dan gaan Jesus se tweede koms aanbreek. En wanneer die tweede koms kom, dan gaan die Satan self ook verbind word en dan gaan ons saam met Jesus met hierdie simboliese 1000 jaar regeer oor die aarde. En dan gaan die oordeel aanbreek en 'n nuwe hemel en aarde aanbreek. Net 'n kort woord oor die wegraping. Nou die idee van die wegraping kom nie werklik in die Bybel voor nie. Dit is 'n idee wat eers in die 1800s na vore gekom het in deur die Scofield Bible, deur Hal Lindsey en dan ook die Left Behind series gepubliseer is. Maar dit het geen werklike Bybelse basis nie en kan ons eenvoudig maar net kennis neem daarvan. Die enigste teks in die Bybel wat naaste by daarmee verbind kan word is 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 17 as ook 1 Korintiërs 15 vers 52. Maar let op dat Paulus verwys na die ontslapenis wat in Jesus geglo het, wat opstaan uit die dood en na die Here Jesus in die wolke na hom toe geneem word. So dit verwys dus na iets wat na die eerste opstanding uit die dood gebeur. Dieselfde gebeur ook met die gelowiges wat dan nog lewe. Hulle word dan saam met die opgestaane ontslapenis na die Here op die wolke weggevoer om vir altyd dan by hom te wees. En dan kry ons die finale oorwinning oor die Satan. Openbaring 20 vers 7 tot 10. Die 1000-jarige vrederyk word opgevolg deur 'n finale oorlog van God teen die Satan en die nasies wat hom volg. Dit word dan verteenwoordig deur
die Gog en die Magog, die oud Israelitiese simbole van die vyande van die godsvolk, en hulle veg dan teen die laar van die heiliges en die geliefde stad, alle simbole vir God se mense. God maak van Gog en Magog 'n offermaaltyd, soos ons dit in die Siegel en Openbaring lees, en hy verbrand hulle met vuur. En hieruit leer ons dat die oordeel van God 'n gruisame ervaring is. Dit is bedoel om af te skrik, om te waarsku, sodat mense eerder tot bekering sal kom en nie die lot van God se teenstanders sal wil beleef nie. Nou uiteraard is dit alles metafore, maar dit is ook metafore wat 'n werklikheid beskryf, dat hierdie oordeel gaan definitief plaasvind. Wat waarskynlik erger sal wees as wat dit hier beskryf word, maar net dat God se vyande deur 'n fisiese vuur verbrand sal word. Aan die een kant sal daar die fees van die bruilof van die lam van God wees, waar gelowiges dan die vrug van die Here Jesus Christus se lewe en sy bediening sal kan geniet. Aan die ander kant sal daar ook die fees van die roofvoëls wees, waarin die goddelose self die maaltyd sal wees. So die een groep sal vreugde ervaar, die ander vergruising. Die keuse watter maaltyd jy wil bywoon, lê in geloof in die Here Jesus Christus. En daarom moedig ons julle almal aan, kies daarom eerder die bruilofsfees van die lam. Die Satan, die verleier van Gog en Magog, sê Johannes, eindig dan uiteindelik in dieselfde vuurpoel waar die anti-kris en die valse profeet dan reeds is, waar hulle vir ewig en ewig gepynig sal word. En dan vind die finale oordeel dan plaas vanuit die wit troon. En lees ons oor die boek van die lewe. So die finale groot wit troon oordeel dan oor alle mense. En dit breek aan met die bestaande aarde en die hemel wat wegvlug voor God op die troon. Al die dooies word voor die troon versamel vir hierdie oordeel. Die belangrikes en die geringes, die dooies uit die see, die uit die dood en die doderyk. Al die boekrolle met hulle dade word dan oopgemaak, want dit is die basis waarop almal geoordeel word. En die slegste van dit alles is, almal van ons wat geoordeel word, gaan tekort gevind word. Die dood en die doderyk, Hades, volgens Openbaring 6 vers 8 se valgroenperk, is dan Samir sommer in die poel van vuur gegooi waar die onheilige driemanskap reeds is. En dit word dan as die tweede dood beskryf. Maar saam met die boekrolle wat almal dan gaan skuldig vind, met almal se dade, is die boekrol van die lewe egter ook oopgemaak. Want dit is dan uiteindelik die basis waarop sommige mense in God se teenwoordigheid kan bly en ander nie. Die wie se name nie in die boek van die lewe gevind is nie, met ander woorde die wat nooit dan tot bekering kom nie. Hulle is saam met die dood en die doderyk in die poel van vuur gegooi. Let op dat niemand gered word deur die boekrolle van dade nie. Almal se boekrolle van dade vind hulle skuldig. Dis net die wat tot bekering gekom het en daarom wie se name in die boek van die lewe opgeteken is, wat in die hemel en in die teenwoordigheid van God dan kan bly. En dit bring ons dan by hoofstuk 21, waar die fokus is op die visie van God, wat hemel en aarde sal skep vir sy volk, die nuwe Jerusalem. So die oorwinning oor Satan en die oordeel oor die mensdom word dan uiteindelik opgevolg in hoofstuk 21. En hier sien ons die koms van die nuwe hemel en aarde in vers 1. Die koms van die nuwe hemel en die nuwe aarde word in 'n enkele vers beskryf. Dit vervang die ou hemel en die ou aarde wat sopas met die laaste oordeel tot niet gegaan het. Want onthou dit, die ou aarde en die ou hemel dra ook nog as ware die vloek van die sonde. Of althans die ou aarde, nou nie die ou hemel nie. En die enigste detail waarop uitgebrei word is die feit dat daar nie 'n see sal wees nie, wat interessant is. Maar dit dui ook op die feit dat daar geen boosheid meer sal wees nie. So dit moet eerder simbolies verstaan word, want die see word gewoonlik in die Bybel gesien as die woonplek van die bose. So wanneer met ander woorde die nuwe aarde beskryf word, dat daar geen see is nie, moet ons eintlik met ander woorde dit verstaan as hoor jy, daar is geen bose meer teenwoordig nie. En dan die vestiging van die nuwe Jerusalem, Openbaring 21 vers 2 tot 8. Die nuwe Jerusalem daal uit die hemel neer. Sommige manuskripte sê uit God se hemel uit. Wat gereed gemaak is vir die bruid, vir die lam van God, waarmee 'n ware 'n idealistiese prentjie van die hemel op aarde met ander woorde vir ons geskets word. Die versierde vrou staan in skerp kontras met die bose Babylon wat deur God vernietig is. En dit is ook nie net die volke, let op die meervoud, wat nou God se woonplek of tent word nie, maar hulle ervaar 'n omvattende herstel wat God aankondig,
dat elke traan word afgedroog, die dood word vernietig, daar sal nie meer gerou of gehuil word nie, daar sal geen pyn meer wees nie. Die eerste dinge het verbygegaan en 'n nuwe lewe het gekom. Soos wat Paulus dan ook in 1 Korintiërs 5 vers 17 vir ons daar skrywe. God maak alles nuut. Om die waarheid te sê, in 'n sekere sin is dit eintlik 'n beginsel, in beginsel met ander woorde afgehandel. Want die belofte kom van die een wat die Alfa en die Omega is, die begin en die einde. En elkeen wat hierna smag, sê God, sal versadig word. Hulle sal drink uit die fontein van lewegewende water wat om vir ewig te lewe. En die lewensdrang sal verniet wees. Eden is met ander woorde as ware weer herstel. En dit is die deel van elkeen wat aan God bly vashou. Die res van die mensdom se deel is dan die tweede dood, die vuurpoel, waar die bose driemanskap saam met die dood en die doderyk dan reeds is. En dan sien ons die heerlikheid van die nuwe Jerusalem. Een van die 7 engele met die 7 bakke wys dan vir Johannes die bruid, die vrou van die lam. In 'n heerlike beskrywing word die skoonheid van die nuwe Jerusalem, die Godsvolk, beskrywe wat in wese ook 'n beskrywe van God se heerlikheid is. Haar glans is die van kristal helder jaspis, soos in Openbaring 4. Sy is veilig omdat daar 'n hoë muur om haar gebou is met 12 engele wat die volk by die 12 poorte oppas. Die stad is gegrondves op 12 fondamente, naamlik die 12 apostels van die Lam. En dan die getal 12 maal 2 staan vir die volle getal van Gods volk. Beide die 12 stamme van die ou bedeling en die 12 apostels van die nuwe bedeling. Weereens word 'n meetstok uitgehaal om die stad te meet, soos in Openbaring 11, waar Johannes die tempel van God moes meet. En dit is om te simboliseer dat almal van hulle daar aan God behoort. Nou die verdere boumateriaal is dan ook nogal besonders. Goud, 12 tipe edelstene en parels, wat een van die kosbaarste juwele van die antieke tyd en in die geval enorm groot is dan ook. Een parel is so groot dat jy hele stadspoort daarin kan vind. En dit alles dien egter net om die sentrale heerlikheid van God self te belig. Die Here woon in die stad, dit wil sê in en tussen sy mense. En verlig nie net vir hulle nie, maar ook vir almal rondom. Die son en die maan is dan oorbodig, want God is dan daar, hy is die lig. En binne in die stad kan egter net die gelowiges wie se name in die lewensboek van die Lam geskryf word, inkom. En dan vind ons die heerlikheid natuurlik van God. En dit word vir ons beskryf in 'n ontzagwekkende kaleidoskoop van kleure. Johannes sê in Openbaring dat hy die voorkoms het van 'n kristalhelder jaspis, naamlik groen. En op 'n ander plek sê Johannes dat God ook die voorkoms van karnieul het, met ander woorde rou. Trouwens, rondom sy troon is 'n reënboog of 'n halo, 'n iris, wat so smarag skyn, wat ook groen is. En daarmee word natuurlik ook 'n verband gelê met die Ou Testamentiese teken van die reënboog. Met sy betekenis is 'n teken van die verbond van God met die aarde en almal daarop om nie weer die hele aarde met water te vernietig nie. Esegiel beskryf ook sy troon as 'n gebou van safiere, dis blou, en sy voorkom soos blinkende brandende metaal. Die glans rondom was soos die van die reënboog in 'n wolk na die reën. Soos Moses dit ook in Eksodus doen, onder sy voete was 'n plaveisel soos safiersteen, so blou soos die hemel self. Let op dat dit die primêre kleure is waarmee alle fotograwe dan ook werk. Die RGB, die rooi, groen en blou. Die beskrywing van God hou met ander woorde ook verband met die primêre kleure van die verf waarmee kunstenaars werk, rooi, groen en blou. Maar hier is dit veral dan die primêre kleure van lig wat in fokus is. Dit word so beskryf nog lank voordat die wetenskap dit uitgevind het. En dan die heerlikheid van die nuwe stad Jerusalem. Die heerlikheid van die nuwe stad Jerusalem ego dan God se heerlikheid, want die belangrikste boustof van die mure is ook jaspis. En die stad is verder van suiwer goud gebou. Die glans daarvan is so suiwer glas of kristal. Die fondamente van die stad is versier met edelgesteentes, 12 van die sogenaamde anisotropiese edelgesteentes. En dan is daar nog ook die poorte van die stad wat elkeen uit 'n kosbare massiewe parel gebou is en die strate van goud wat so deurskynend soos glas is. En dan hoofstuk 22 moet ons luister na die Here Jesus Christus wat ons kom verseker dat hy spoedig weer sal kom en ons aanmoedig om vas te hou aan sy woorde.
So hoofstuk 22 sluit dan af met die water van die lewe en genesing wat vloei vanuit die nuwe Jerusalem. 'n Prentjie van die utopiese karakter van die nuwe Jerusalem wat herinner aan die oorspronklike paradystuin van Eden in Genesis 2, sowel as die saligspreking van Psalm 1 wat ook weer met 'n boom metafoor werk. Nou in die utopia, hierdie Eden, sal daar geen vervloeking meer wees nie. In die grondteks staan daar geen vloek sal daar meer wees nie. Met ander woorde in die konteks beteken dit dat God nie meer sal oordeel nie. Dit sal nie meer nodig wees nie want die finale oordeel is reeds verby. Want almal sal met onbedekte gesig die lig van God se teenwoordigheid kan indrink en daarin en daaruit kan leef. Die vloek van die sondeval van Genesis 3 is dan opgehef, dis verby, dis vernietig. En dan net herinnering dat die Here Jesus Christus kom verseker weer. Johannes sluit die boek af met 'n versekering van die Here Jesus Christus se spoedige wederkoms in 'n wisselspraak tussen die engel, die Here Jesus self en die Heilige Gees, die bruid Johannes en dan die veronderstelde lesers van die boeke van Openbaring. Dat die Here Jesus self 3 keer dit herhaal, gee aan hierdie slotgedeelte 'n besonderse krag. Hy sê in vers 7, vers 12 en vers 20: "Kyk, ek kom gou." So dit is dan hoofstuk 15 tot 22 van Openbaring. Hoofstuk 15 verduidelik dat God se oordeel onafwendbaar is. Hoofstuk 6 tot 18 verduidelik weer hoe God se oordeel die sentrum van politieke, ekonomiese, godsdienstige teenstand sal vernietig. Hoofstuk 19 juig die gelowiges oor die bruilofsfees van die Lam en die vernietiging van die anti-kris en die valse profete. Hoofstuk 20 verduidelik dat 1000 jare vrede gaan volg nadat die Satan veroordeel is en God sy kinders aan die wêreld bekend gaan maak. Hoofstuk 21 fokus dan op die visie van God wat 'n nuwe hemel en aarde sal skep vir sy nuwe Jerusalem, met ander woorde vir sy mense. En dan hoofstuk 22 bemoedig ons om dan vas te hou aan sy woorde, deur ons te verseker dat Jesus spoedig weer sal kom. Dit sluit dan ons 5de fokus, ons laaste gedeelte, so 'n oorsigtelike vinnige kyk nou van Openbaring sluit dit dan af. Baie dankie dat u getrou bygewoon het deur hierdie reeks. Ek hoop dit was vir u tot groot seën en mag dit u ook help om Openbaring beter te verstaan en eintlik die vrees weg te vat wanneer 'n mens dalk dink daaraan om dit te lees. Gaan lees dit eerder en vind die moed, die bemoediging daarin wat Jesus vir ons ook los.